Dit is waaroor elke diens Sondag gaan, dis waaroor ons lewe gaan, en in ons aanbidding, in ons woordbediening, in ons nagmaal, in ons 10de offerande gee, gaan dit om terug te tree en Jesus op die voorgrond te sit, om sy naam te verheerlik en te verhoog. En die woord sê, wanneer ons dit doen, dan word mense nader getrek aan hom. Ons hoef nie mense nader te trek aan hom nie, ons lig Jesus op. En dit gebeur outomaties. So, Gordon, jy's veilig vanoggend, dis my beurt hierso, so jy kan rustig sit. Ek het 'n gedeelte in my hart, dit is 'n kort boodskap, maar dit is 'n baie kragtige boodskap, en dit is, ek praat altyd oor 'n seisoen in my eie lewe, iets wat ek self moes toepas. Daar het ongelukkig 'n leen in die kerk plaasgevind wat sê dat jy's 'n Christen, maar disippelskap is 'n keuse, en dis nie waar nie. Disippelskap is nooit 'n keuse nie. Jy kan 'n Christen wees, jy kan glo in God, die duiwel doen ook. Jy kan hom ken, maar dis nie te sê is 'n disipel nie. 'n Disipel is iemand wat die woord vat en hom volg. So, ek wil graag met julle praat vanoggend. Ons beweeg nou in die Kersseisoen in waar God hierdie merkwaardige hartklop vir ons gehad het, dat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Die woord het vlees geword en in ons midde kom bly, en die doel daarvan was, Elsie, die doel daarvan was om 'n middelaar te hê, om 'n pad oop te baan vir ons, om ons verhouding met God te herstel. Hy het 'n pad gemaak waar daar nie 'n pad is nie. So ek praat vanoggend oor soek en herstel, en vandag wil ek hoofsaaklik deel uit die boek van Jakobus, is een van my absoluut gunstelinge stukke in die Bybel. Is 'n reguit man, hy praat, is vir my tweede Aubrey, is 'n baie reguit man, Jakobus, en hy sê 'n ding soos wat dit is. Goed. So die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het jy nou deel geraak, jy's 'n kind van God, nee, en baie van ons sit 'n punt daar, en ons moet nooit 'n punt sit waar Jesus 'n komma gesit het nie, want nou begin jou lewe eers, nou begin jou bediening eers, en nou dink ons is 'n kind van God, en ons kan maar net staan, en ons is mos nou gered, ons gaan nou hemel toe, nou wag ons vir die wegraping. Moet nooit 'n punt sit waar Jesus 'n komma gehad het nie. So dis waaroor ek met julle wil praat. Wat as ons is nou sy kinders, so wat is ons verantwoordelikheid en wat nou vorentoe? Kom ons gaan lees 'n bietjie in Jakobus 5. En Jakobus 5 het vanoggend hier plaasgevind, en dis vir my absoluut amazing. Dit het regtig waar in die gemeente plaasgevind vandag. Jakobus skryf die brief aan die gemeente. Let wel, nie aan die pastoor nie aan die leierskap nie. Hy skryf dit aan die gemeente, en dis ek en jy. So ek glo God praat vandag met Bethesda gemeente. So ons aanvaar die woord, en my gebed is regtig vir dat hierdie woord, ek gaan dit uit verskillende vertalings lees, want ek wil hê dit moet insink in ons harte, ek wil hê dit moet vrug dra, ek wil hê ons moet dit onthou, want dit is wat lewend en kragtig is, nie ons eie woorde nie. So is daar iemand onder julle wat ly? Ek dink dit was die vraag waarmee Aubrey begin het vanoggend. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens nes ons, en hy het ernstig gebid, en dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het gereën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. En ek wil hê ons moet 'n bietjie stil staan, spesifiek by vers 19 en 20, en ek dink Aubrey hou daarvan om te sê ons hou piknik, so ons hou piknik om vers 19 en 20 vandag, en ek wil dit vir julle lees uit die message. Hoor gou hierso. My dear friends, if you know people who have wandered off from God's truth, don't write them off. Go after them, get them back, and you would have rescued precious lives from destruction and prevented an epidemic of wandering away from God. Is 'n magtige skrif daai. Dis 'n groot verantwoordelikheid, 'n groot roeping, maar dit bied vir ons geen keuse hierso nie.
So wat sê Jakobus eintlik? Wat wil hy hê moet ons raak sien en wat wil hy hê Bethesda gemeente en ons as liggaam van God moet begin beoefen? Eerstens praat hy met die gemeente. Hy praat met ons. Tweedens verwys hy na gelowiges wie se doen en late nie noodwendig met mekaar ooreenstem nie. Ek glo dit, maar my lewe weerspieël nie noodwendig wat ek glo nie. Ek het weggedwaal. Derdens gee hy 'n byvoeglike naamwoord van hierdie mense wat afgedwaal het. En hy noem hulle kosbaar. A precious lives. Dis hoe hy hulle beskryf. Dis die gemeente teenoor wie hy praat. Dis die gemeente lid onder julle wat weggedwaal het of weggedraai het van die waarheid. En hy sê hulle is kosbaar. En dan sonder enige twyfeling en baie duidelik sê hy, daai enetjie wat kosbaar is, wat weggedraai het, is in lewensgevaar. En het hulp nodig. Dis wat daai skrifgedeelte vir ons sê. Ons lees weer 19 en 20 in die message. You would have rescued precious lives from destruction. From what? From destruction. And you would have prevented an epidemic of wandering away. So 'n persoon wat gehelp word, se lewe word basies uit die dood uitgeruk en 'n klomp sondes word bedek. So klink dit vir julle ernstig genoeg. Daar's nie meer tyd vir kerkspeel nie. Daar's nie meer tyd om punte te sit waar die Here 'n komma gesit het nie. Ons moet vandag die realiteit daarvan raak sien en ons moet dit nie ignoreer nie. En vanoggend wil ek graag hê, toe ek dit gelees het, ek het Jakobus gehoor en ek wil hê julle moet sy hartklop hoor. Hoor julle hoe roep hy help? Hy roep vanoggend, gaan help hulle. Gaan soek hulle, gaan haal hulle, bring hulle terug, help. Dis die uitroep van Jakobus aan Bethesda gemeente vandag. Aan my en jou. Waartoe moet ons hulle help? Ons moet hulle help terug na God toe. Ons moet hulle help om hulle verhouding met God te herstel. En ons moet hulle help sodat hulle kan versoen met God. Is dit nie die Kersboodskap nie? Is dit nie wat die Here vir ons gedoen het nie? En as jy gewonder het, is daar 'n epidemie van wegdwaling? Is there an epidemic of wandering away? Gaan loop 'n bietjie in jou straat vandag. Gaan besoek miskien familielede wat jy lanklaas besoek het. Gaan bel 'n vriendin. Gaan bel mense, gaan loop in jou straat, gaan besoek net en kyk of jy kan sien of daar 'n epidemie van wandering away is. En dan beantwoord jy die vraag vir jouself. En dan as jy gaan loop, hoor die uitroep van Jakobus. Hoor hoe roep hy, julle is my liggaam, help asseblief. Ons is die liggaam van Christus, help. Hy gee vir ons geen alternatief nie, hy sê eintlik vir ons, hy pleit by ons vanoggend. En hy smeek by ons. Neem die inisiatief, gaan bid vir daardie persoon, gaan tree op in liefde, gaan besoek hulle, wat jy lanklaas besoek het, wat weggedwaal het, bring hulle terug na God toe. En bring hulle terug na God se vergifnis. Dit is die bediening waarvan versoening, waartoe ek en jy vandag uitgenooi word. Dit is volgelinge van Jesus, dis disippelskap. Jesus het vir ons die voorbeeld gegee, nou sê ons is kinders van God, nou volg ons, nou doen ons. Ek wil gou kyk na Efesiërs 2 vers 19. Okay. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, dis ek en jy, Jakobus praat nou met die gemeente, jammer Efesiërs, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en julle is huisgenote van God. Medeburgers en huisgenote, dis die woorde. So consequently, you are no longer foreigners and strangers, but you are fellow citizens with God's people and also members of his household. Dis wie ons is. Duidelik word ek en jy hier beskryf as God se huishouding. Baie van ons is dalk al geruime tyd deel van sy huishouding, maar ons moet baie versigtig wees dat ons Christendom nie onaard net as 'n goeie gewoonte nie. Ons moet baie versigtig wees daarvoor. Jesus het ons is sy geestelike familie, ons is ingebring in God se familie deur die bloed en deur die gees. Maar Jesus, toe die woord vlees geword het en hy op die aarde was, het hy ook 'n fisiese familie gehad. Hy het 'n ma en 'n pa gehad, hy het neefs en niggies gehad. Hy het 'n fisiese familie gehad en hulle het Jesus se missie en sy leerstelling so onweerstaanbaar gevind, dat hulle lewe toegewy het aan sy missie van herstel. Wanneer laas het jy Jesus so onweerstaanbaar gevind? Wanneer laas kon jy nie genoeg kry van die Bybel nie?
Wanneer laas het jy hom so onweerstaanbaar gevind, dat jy sy missie, jou lewe gegee het? Ek dink D.L. Moody sê, the world has yet to see what God can do through a man or a woman totally consecrated unto him. Ons weet nie wat lê voor nie. So ons was nou in Efesiërs 2, kom ons beweeg net effens vinnig na Efesiërs 4 toe, en ek lees gou vir julle. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sal opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam sal bevorder vir eie opbouing in liefde. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Dis 'n wen-wen situasie. Wie wil nie deel wees van so 'n liggaam nie? Deel wees van so 'n gemeente nie? Deel wees van so 'n gesin nie? So wat is die antwoord? Die antwoord is, as ons nou een Bethesda gemeente is, kom ons bring dit bietjie huis toe, en ons kom agter iemand dwaal weg. Iemand het weggedraai van die waarheid. Is dit die res van die gemeente se voorreg en plig om daai persoon te gaan soek en te gaan haal en terug te bring na Jesus toe. Terug te bring na sy vergifnis en sy genade toe. Dit is ware liefde en dit is ware omgee. En sonder daai ware liefde en omgee, mense, kan ons hier sit Sondag na Sondag, maar as daar geen bediening nie. Dan het hierdie kerk 'n klub geword, wat ons Sondag kom besoek. Die pilare van ware omgee, ware liefde, ware fellowship, moet in 'n diens wees, en dit moet vanuit die diens uitgaan, vir 'n kerk om regtig effektief te wees. In Openbaring 3, sê Paulus, ek dink ek het met die vrouens bespreek oor die toestand van die kerk, né? Hy het briewe geskryf van elke kerk, en hy het die toestand beskryf van die kerk. En hy maak hierdie stelling, en dit het my geruk. Hy sê, instead of a weeping church, you are a proud church. Wanneer laas het ek, kom ek vat hierso, wanneer laas het ek gehuil oor die leesstoel langs my? Oor die familielid van my wat nie in die kerk is nie. Wanneer laas het ek gehuil? Instead of a weeping church, you are a proud church. Want ons is hardnekkig. Ons kan onsself nie langer bluf nie, ons het daai elemente nodig. En as hierdie elemente nie teenwoordig is nie, is ons in moeilikheid. So vandag is ons wat hier is, het die woord nou die standaard gestel. Die woord is nou op die tafel gelê. Hy is die waarheid, hy sal homself verdedig. Ek hoef God se woord aan niemand te verdedig nie. Die woord van God is soos 'n leeu, hy verdedig homself. Die waarheid is neergelê, jy's voor 'n T-aansluiting vandag. Dis nou links of regs. Daar's nie 'n keuse nie. Die woord sê, as iemand wegdwaal, gaan haal hulle, bring hulle terug na God se genade, bring hulle terug na die Here toe. Dit los ons met geen keuse nie. We need to step up to the plate. Ek en jy moet gaan help. Letterlik die sekondes is besig om af te neem. Okay, maar hoe? Waar en hoe? Hoe gaan ons help? Hoe help ons die wat afgedwaal het en hoe bring ons herstel in die verhouding? En ons kan ons antwoord kry in Galasiërs 6, 1-3. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Die message sê dit verskriklik hard en mooi en duidelik. Ek wil net sê, hoekom ek praat uit verskillende vertalings uit. As ek byvoorbeeld ry en ek sien 'n landskap voor my, en dis mooi, nou sien ek die berg, maar as ek so staan, sien ek hom van hierdie kant af. En as ek so staan, sien ek hom van hierdie kant af. So ek hou daarvan om verskillende vertalings te lees, net om 'n wyeer idee te kry van wat die woord nou vir my wil sê. Hoe sê die message dit? Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. Dit het baie hard met my gepraat. You might be needing forgiveness before the day is out.
Stoop down. Ek dink dis waar ek die probleem altyd gehad het, né? Want ons is hardnekkig. Dis trots. Instead of a weeping church, you've become a proud church. Stoop down, reach out to those who are oppressed, share their burdens, and so complete Christ's law. If you think you are too good for that, you are badly deceived. So die woordeskat hier gee half en half vir jou 'n antwoord van, wat is die antwoord? Dit is, ons praat van geestelik sagmoedig, ons praat van gently, ons praat van humbly, en hy praat hierso met die broeders. Hy praat nie noodwendig met die pastoor nie, né? Hy sê ons, ek en jy, en net ter inligting, net as 'n freebie, 'n herder baar nie lammers nie, né? 'n skaapten. So ons moet na ons broers en susters gaan omsien. Ons moet hulle inbring. Persoonlik, daar's 'n skrif in die Nuwe Testament waar die Here met die disciples praat. As ek nie kan onthou nie, dan sê ek one of the guys. Hy talk to one of the guys. En hy het vir hulle gesê, wie sê die mense, wie is ek? En hulle sê dit en dit en dit. Een sê jy is die Messia, een sê jy is die profeet. En dan vat hy die publieke opinie weg en hy kyk vir hulle in die oog en hy sê, maar jy, Petrus, wie sê jy is ek? So vanoggend wil ek die publieke ding wegvat en ek wil sê ek, Nightly staan voor julle. En in my geestelike stap met julle in my seisoen hier by Bethesda gemeente, wil ek julle vra, as julle sien ek draai weg, as julle sien ek dwaal af van die waarheid, moet my nie los nie. Asseblief draai terug en kom haal my. En bring my terug na die Here toe. Want dit is familie en dit is gemeente. As ek die boek van Jakobus lees, en ek weet as ek dit nou sê, gaan julle dit altyd onthou. Ek weet nie of julle weet wie is Beth Moore nie, maar sy het na Jakobus verwys as her blind spot guy. En dis hoekom ek van hierdie boek hou. En sy was in die call. Jy weet daai klein speeltjie, Lauren, jy gaan dit nou leer? Daai klein speeltjie wat jy aan jou kanspeel sit, sodat jy kan sien wat in jou blind spot is, sodat jy half net weier kan kyk. Ek het een keer gery en ek het probeer lane oorslaan op 'n snelweg in Johannesburg en ek het gekyk in my speeltjie en daar was niemand nie. En toe ek wou oorgaan, toe druk al die hoeters, toe weet ek, okay, daar was 'n ou in my blind spot wat ek nie gesien het nie. Jakobus is daai ou vir ons. Dis wat die Here vir ons gee deur die woord. Jakobus is ons blind spot ou. Hy kyk uit vir ons sodat ons nie 'n ongeluk maak nie. Dis wie Jakobus is. En mense, ons het almal so iemand nodig. Wie het nie so iemand nodig nie? Ons het 'n blinde kol persoon nodig wat keer voordat ons self 'n ongeluk sal maak. Iemand wat sien ons draai weg van die waarheid, wat sien ons dwaal af, al sien ons dit self nie. Iemand wat God se hartvisie verstaan en wat ons nie daar sal los nie. En iemand wat sal kom en die moeite sal doen en ons verhouding met God herstel. Ons het almal 'n Jakobus nodig en ons het almal nodig om 'n Jakobus vir iemand te wees. Kom ons lees weer die Message vertaling van Jakobus 5:19-20. My dear friends, if you know people who have wandered off from God's truth, don't write them off. Go after them, get them back, and you would have rescued precious lives from destruction and prevented an epidemic of wandering away from God. Epidemic is grootskaals. Dis 'n epidemie, dis amper buite beheer al. Daar's 'n epidemie daar buite van mense wat afdwaal. En as ons hulle nie gaan help nie, wie gaan? Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, was daar nie 'n punt agter jou naam gesit nie, maar 'n komma. Ek wil afsluit met ietsie. Net vir julle gou ietsie met julle deel. Dit is altyd 'n baie angswekkende en 'n benoude oomblik. Veral vir die onmiddellike familie wanneer iemand as vermis aangemeld word. Ek het nou in die laaste 2 weke op Facebook, hoeveel keer kry ek hierdie fotootjie van hierdie meisie of hierdie ouetjie laas daar gesien het, daai klere aan. Iemand, as enigiemand hulle gesien het, asseblief laat ons weet. Die soek- en reddingsspanne word onmiddellik uitgestuur. Almal is op high alert, almal gaan soek hierdie persoon. En die wagtydperk is, ek is seker sien nie tergend. Imagine jou kind is weg. Imagine jou ouer is weg, jou broer, jou suster en niemand weet nie. Die soekspanne is uit. Dis 'n oorweldige gevoel van verligting as daai persoon betyds gevind word. En dit is die hartverskeurendste oomblik as jy daai persoon nie betyds opgespoor het nie. So as jy vandag deel is
van God se familie. En Efesiërs 2 sê, as jou hart vir hom gegee het, is jy deel van sy huishouding en sy familie. As dit jy is jy outomaties deel van sy soek- en herstelspan. Die hartseer ding vandag, is dat alhoewel ons almal deel is van daai familie en daai span, is dit min wat reageer op haar uitroep om te gaan soek en te gaan haal. Die wat weggedraai het van die waarheid, en terug te bring na God toe. Kan jy indink hoe dit moet voel as jy die een is wat weg is? En as niemand wat na jou soek nie. En as niemand wat die moeite doen om jou te kom haal nie. En jy is op jou eie agtergelos. Die soek en die reddingstaak is die verantwoordelikheid van alle gelowiges. Dit is tyd dat ons hulle terugbring na God en na sy vergifnis. En vandag soek God daardie persone wat gewillig sal wees om daai een te gaan haal. Hy soek blinde kol ouens. Hy soek daai iemand. There's no traffic in the extra mile. There's no traffic, want daar's min mense wat dit doen. Maar as God se huisgenote, het ons nie 'n keuse nie. Ons kan kies of ons sy woord gehoorsaam of nie, maar die woord los ons geen keuse nie. En die woord in hierdie gemeente het ek gesien as die hoogste standaard. As die woord daar staan en ons is hier, moet ons opkom. Ons kan nie die woord afbring nie. En dis my boodskap vir julle vanoggend. Toe ek het lees, het ek Jakobus ek het gehoor. Ek was in 'n stadium in my lewe waar ek weggedwaal het en waar ek gegil het hier binne help en niemand kon my hoor nie. En dit was my man en my kinders wat my teruggebring het. En daar's mense wat gil vir hulp. Al sê hulle dit nie uiterlik veel en hulle hele maniere, alles skree dit uit. Maar as ons hulle nie gaan haal nie, hoe staan ons eendag voor God en sê dankie vir hierdie groot ding wat jy vir ons gedoen het, Here, maar ons het 'n punt gaan sit waar daar komma moes gewees het. So God soek mense wat ander gaan haal. Ek wil hê julle moet die uitroep van Jakobus hoor as julle Jakobus lees. Ons gaan in die Kersseisoen, stap die strate, kyk of daar epidemie is onder jou familie. Bring hulle terug. Bring maak die Kersboodskap persoonlik in jou gemeente en in jou familie. Dankie julle.